surrounds me, and the road is long. When I feel weak and don't know where I belong, you remind me, Lord, of who you are, the King of Kings, my morning star. When storms are raging and hope seems far away, your faithful promises still light my way. through every season, through every tear, I hear your voice saying, I am here. Not because of what I've done, not because I've overcome, but because your grace came down to me. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, a love that's stronger than the storm. from the cradle to the cross, from the empty grave beyond. Your gifts keep flowing from your heart, and they never run dry. Lord, they never run dry. Long before I ever called your name, Long before I knew your saving grace, you were reaching out your hand, holding me inside your plan. like a father welcomes his child home. You opened wide the door and called me your own. No longer wandering, no longer alone. In your mercy, I have found my home. Not because of what I've done, not because I've earned your love, but because your grace came down to me. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, A love that's stronger than the storm. from the cradle to the cross, from the empty grave beyond. Your gifts keep flowing from your heart, And they never run dry. Lord, they never run dry. The King gives peace, the priest gives hope, the Savior shows his love. Gold, incense, myrrh, pointing to the one, the everlasting Son. The King gives peace, the priest gives hope, the Savior shows his love. and every gift you give us, Lord, Leads us back to you. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, a love that's stronger than the storm. From the cradle to the cross, from the empty grave beyond. your gifts keep flowing from your heart. And they never run dry. Your gifts keep flowing from your heart. And they never run dry. No,
Nou ja, so kom ons begin vanaand met 'n vraag en ek wil regtig vra dat julle baie eerlik moet wees hierdie vraag. Want ek sien ons het baie jong mense hier, maar ons het ook baie ou mense. En ek dink dalk van die ouer mense mag so bietjie meer skuldig wees op hierdie een as van die jong mense. So, wie van julle het al ooit beleef, jy's besig op jou foon en jy chat al te lekker of jy's besig om 'n nuwe game te speel en 'n topscore te kry, sodat jy almal kan sê ek wen en dis vir die ouer mense inkom. Hulle wil graag daai topscore kry. Hulle gaan dit nie vir jou sê nie, maar hulle doen. En terwyl jy besig is, jy sien jy is op 'n rol, die volgende oomblik begin daai rooi liggie flikker en jy besef jou foon is pap, hy's op 1%. Julle en skielik is dit 'n geskarrel. Jy probeer gou apps toemaak, jy probeer vir 'n oomblik gou die brightness afstel want jy wil daai topscore kry. Maar jy weet ook as jy nie nou die foon gaan inplak in 'n kragbron nie, dan gaan hierdie foon doodgaan. Maar hoe maklik is dit eintlik om ons lewens ook te vergelyk met hierdie foon? Hoe baie is ons lewe op 1%? Hoe baie keer voel dit vir jou geloof, jou hoop en jou moed en jou energie is op 1%? Jy loop en jy glimlag vir die wêreld. Maar hier binne jou is jy net leeg. En dit is presies waar Israel hulle self bevind in hierdie gedeelte van Daniël 9 waarna ons vanaand gaan kyk. Maar voordat ons na hierdie gebed van Daniël gaan kyk, wil ek net eers dat ons 'n bietjie na die agtergrond gaan kyk oor hoekom is Israel op 1%. Sien, Israel is op hierdie stadium nou amper vir 70 jaar is hulle ballinge in Babylon. Jerusalem is werklik in pyn. Die tempel is vernietig. Hierdie volk is totaal en al verstrooi. Alles wat hierdie mense aan gewerk het, geglo het in en waarin hulle lewe opgebou het, is als verwoes en in vlardes. Maar dan gebeur iets groots. Die Babiloniese ryk het geval. 'n Nuwe wêreldmag neem oor. Die Medes en die Persiërs neem dit oor. Dit is 'n nuwe politieke wêreld wat hier om hulle aangaan. En skielik begin God se belofte beweeg. En dan kom Daniël en hy doen werklik iets merkwaardigs. Daniël gaan nie gaan vind uit wat is besig om in die nuus te gebeur en in die politiek te gebeur nie. Daniël gaan en hy draai na God se woord toe. En ek wil julle graag nooi om vanaand saam met my in die woord te wandel in hierdie gedeelte van Daniël 9. So ek nooi julle maak asseblief julle Bybels oop by Daniël 9 en dan lees ons saam daarvan af vers 1. Dit was die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. Hy was van geboorte af 'n Mediër, maar nou het hy koning geword oor die Galdeese ryk. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die skrif vasgestel dat die volgende die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het. Jerusalem 70 volle jare 'n pynhoop sou wees. Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en in smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Ek het tot die Here my God gebid en bely: Ag Here, groot en ontzagwekkende God, U handhaaf 'n verbond en U trou teenoor die wat U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig, ons het oortree. Ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig en het nie gelewe volgens U gebooie en U bepalings nie. En dan gaan ons oor in hierdie gedeelte na vers 6. En tussen vers 6 en vers 16 gaan hierdie diep gebed van Daniël aan. En Daniël kom en hy kom vra om verskoning vir Israel se sonde. En inteendeel,
Hy bid nie net vir hulle sonde nie. Hy identifiseer homself met hulle sonde. Daniël erken dat die ballingskap nie gebeur het omdat God ontrou is teenoor hulle nie, maar omdat die mense wegbeweeg het van God af. En tog verloor Daniël nie hoop nie. Want Daniël weet, God is 'n God van genade en 'n God van liefde. En daarom beweeg sy gebed oor in 'n belydenis, na 'n dringende pleidooi dat God die volk sal herstel. En kom ons lees saam vanaf vers 17 oor hierdie gedeelte. Terwille van Uself, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot redding, U verwoestende heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad waaroor U naam uitgeroep is. Ons pleit by U om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van U groot barmhartigheid. Hoor Here, vergewe Here, gee tog ag op ons en tree op terwille van Uself. Moenie talm nie. My God, U naam is oor U stad en oor die volk uitgeroep. Daniël kom eintlik en hy sê, Here, wanneer gaan hierdie ophou in hierdie volgende gedeelte? Wanneer gaan hierdie moeilike tyd verby wees? Maar God antwoord vir Daniël. Hy sê, Daniël, ek gaan vir jou meer wys as net die einde van ballingskap. Ek gaan jou wys. Ek het die grootste probleem van almal moet dit gaan oplos. En die probleem is sonde. En Gabriël, die engel, gee dan hierdie volgende woorde in vers 24. Hy sê vir Daniël, daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak word en sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. Dit is die tyd waarin die blywende geregtigheid tot stand gebring sal word, waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom en die tempel heringewys sal word. Wat 'n ongelooflike antwoord. Daniël bid oor 'n stad wat verwoes is, oor 'n volk wat in flarde is in ballingskap, en aan die einde van 70 jaar. Maar God antwoord verder. God sê eintlik vir Daniël, ek gaan nie Jerusalem net herstel nie. Ek gaan die wortel van die probleem aanspreek. Julle, God vergeet ons nooit nie. En terwyl ek die gedeelte bestudeer het en my eksegese gedoen het vir die gedeelte, het daar die heeltyd een persoon opgekom waarmee ons onsself so 'n bietjie kan vereenselwig en dink waar dit en hoe dit moet wees. En elkeen van julle ken daardie persoon. Dis Nelson Mandela. Nelson Mandela was vir 27 jaar in die tronk gewees. 27 jaar, meeste van julle wat hier sit, is nie eers 27 jaar oud nie. Nou dink vir jouself vir 'n oomblik in hoe maklik sou dit gewees het om na die eerste 5 jaar of na die eerste jaar of selfs net na die eerste paar dae moedeloos te raak. Dan praat ons nie eers van die 10, 20, 27 jaar wat hy daar gespandeer het nie. Hoe maklik moes dit vir hom gewees het om eintlik net te kon sê, hierdie dinge gaan nooit verander nie. Die situasie gaan nooit beter word nie. Ek gaan nooit hier uitkom nie. Maar hy het nooit hoop verloor nie. Hy het altyd aanhou glo dat daar 'n toekoms aan die ander kant van hierdie tronk se mure is. En toe hy uiteindelik vrygelaat is, het hy nie aan homself gedink nie. Hy het gedink aan die herstel van die hele land. En op 'n soortgelyke manier het Daniël vir amper byna 70 jaar in ballingskap geleef.
Vir die meeste Israeliete het dit gevoel of dat God van hulle vergeet het. Maar God het nie van hulle vergeet nie. God was altyd besig om sy plan uit te werk. En dit is presies wat Daniël ontdek wanneer Daniël die skrif oopmaak. Want hoop begin by die woord van God. Daniël sê in vers 2, ek Daniël het uit die boeke afgelei. Daniël lees hier oor die profeet Jeremia. Maar ons moet nou versigtig wees. Ons moenie dink dat dit is hier aan die einde van hierdie 70 jaar wat Daniël se verhouding met God eers begin het en wanneer Daniël begin kyk het na die skrifgedeeltes nie. Daniël 9 is nie die begin van sy geloofsreis nie. Dit is die vrug van 'n lewe wat gewy is aan God. Hy het reeds as 'n jong man in Daniël 1 het hy gegaan en hy het God gekies en God gehoorsaam oor die kultuur wat rondom aangegaan het. In Daniël 3 sien ons hoe sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego gaan en hulle kies om in 'n vuuroond geplaas te word in plaas van om hulle God te verloon. In Daniël 6 by Daniël aan om vir God te bid 3 keer 'n dag, selfs toe hy in die leeukuil is. En vir byna 70 jaar leef hierdie man in ballingskap en hy hou aan bid en hy hou aan luister en hy hou aan soek na God in sy lewe. Daarom weet hy presies, toe die wêreld om hom begin in mekaar val, Daniël presies geweet waar om te begin soek. Hy hardloop nie eers na die politieke leiers toe nie. Hy hardloop nie na mense se opinies toe nie. Hy gaan na God se woord toe. En Daniël ontdek nie vir die eerste keer hoop nie. Hy ontdek vir die hoop waarop hy 70 jaar lank sy lewe gebou het. Hy besef, God het nie sy volk vergeet nie. God het nie beheer verloor nie. God se belofte staan nog vas. Trouwens, later in hierdie gedeelte, as ons na die Hebreëse gedeelte gaan kyk van dit, gebruik Daniël regtig 'n besonderse mooi woord in Hebreëus om God te beskryf. Hy gebruik die woord hesed. Hesed is God se troue verbondsliefde. Julle 'n verbondsliefde is die soort liefde wat nie wegloop wanneer mense misluk nie. Dis die soort liefde wat nie opgee wanneer mense struikel nie. Dis die soort liefde wat getrou bly, selfs wanneer jy ongetrou was. En dit is hoekom Daniël nog steeds hoop gehad het. Wat leer ons hieruit? Julle, ons is nog steeds in 'n wêreld waar ons almal konstant na antwoorde soek. Antwoorde en aanvaarding. En waar gaan soek ons dit? Ons gaan soek dit op sosiale media's, op Facebook. Ons maak gebruik van artificial intelligence om vir ons antwoorde te gee op hierdie goed oor hoe ons moet lyk, hoe ons moet wees. Maar tog, selfde en meeste van die wêreld nog steeds sonder hoop. En hoekom? Want ware hoop kom nie uit mense se opinies uit nie. Hoop kom uit God se beloftes. En Daniël se omstandighede het nog steeds nie verander nie. Jerusalem was nog steeds stikkend, die volk was nog steeds in ballingskap, maar sy hoop verander omdat hy God se woord ontdek het. En soms wil dit vir 'n swinge lewe. Ons bid en ons wag en ons verstaan nie hoekom hierdie dinge net aangaan in ons lewe nie. Maar gaan net vir oomblikke gaan kyk na Daniël se lewe. Hy het God se trou gesien as 'n jong man. Hy het God se trou in Babylon gesien. Hy het God se trou gesien toe sy vriende uit die vuuroond kom. Hy het God se trou gesien toe hy in die leeukuil is en die leeu se bekke is toegesluit. En amper 70 jaar later sien hy weer God se trou in God se woord.
En daarom is hierdie les van Daniël nie dat jy na die woord toe net moet hardloop wanneer krisisse oor jou pad kom nie. Die les is, jy moet elke dag so naby aan God leef dat jy reeds weet waarheen om te gaan wanneer die krisisse oor jou pad kom. Die rede waarom Daniël weet waarom die antwoorde te kry is omdat hy al lankal 'n verhouding en 'n pad saam met God stap. God se stilte beteken nie God is afwesig nie. Selfs wanneer jy hom nie sien werk nie, is hy besig om te werk in jou lewe. In hierdie gedeelte van Daniël 9 wys dit vir ons na twee waarhede. Die eerste waarheid is, hoe begin wanneer ons God se woord ernstiger opneem as ons omstandighede. Want sien, herstel begin met 'n eerlike belydenis. Daniël het God se belofte ontdek en hy begin nie dadelik feesvier nie. Wat doen Daniël? Daniël begin bid. En vir omtrent 16 verse bid Daniël tot God. En dis die hart van hierdie hoofstuk. En nou moet ons iets verstaan, as daar regtig een persoon in die Ou Testament is wat kon sê, ek het nie veel met hierdie te doen nie, ek is eintlik onskuldig, is dit Daniël. Want hy was getrou, hy het God gedien, hy het die leeukou oorleef. Hy het sy geloof behou in 'n goddelose wêreld. En tog, al was sy lewe op die regte pad, bid Daniël, ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen. Ons was ongehoorsaam. Hy bid nie dat hy sê, hulle het gesondig, die vorige generasie het gesondig of my ouers het gesondig nie. Hy bid ons het gesondig. Julle, en dit is die moeilike deel van geloof, want ons kultuur leer ons om verskonings te maak elke dag van ons lewe, om ander mense te blameer en om net ons verantwoordelikhede te vat en te skuif na ander mense toe. Maar Daniël doen die teenoorgestelde. Hy gaan staan voor God en hy erken die waarheid. En waarom is dit belangrik? Want jy kan nie genees wat jy nog nie ontdek het nie. Jy kan nie herstel wat jy wegsteek nie, en jy kan nie vergifnis ontvang vir sondes wat jy nie erken nie. Ware geestelike groei begin wanneer ons ophou weggryp. En dan die mooi van hierdie is, deur die manier hoe Daniël optree, wys Daniël eintlik vir ons na 'n groter middelaar. En dis 'n baie belangrike gedeelte van hierdie preek. Wanneer Daniël vir sy volk intree, kry ons 'n voorsmaak van Jesus. Want Daniël staan namens al hierdie mense, hierdie sondige mense, kom staan hy voor God en hy kom pleit by God. Maar die mooi is, Jesus sou nie net eendag kom bid het vir ons sondes nie. Hy het gekom om selfs ons sondes te dra. Daniël sê in sy gebed, ons het gesondig. En Jesus kom en hy sê, ek sal die straf dra. Daniël bid vir genade. Jesus maak genade moontlik. Daniël pleit vir vergifnis. Jesus het reeds vir ons die prys betaal vir ons vergifnis. En dit is waarom die held van Daniël 9 nie eintlik Daniël is nie. Die held is Jesus. En God antwoord groter as wat Daniël vra. Want Daniël vra 'n eenvoudige vraag, Here, wanneer gaan die ballingskap eindig? Maar God antwoord met iets groter. Hy stuur die engel Gabriël en Gabriël sê vir hom, wys vir Daniël dat God se plan baie verder strek as die terugkeer
na Jerusalem toe. Want die probleem was nooit die Babilonie nie. Die probleem was die sonde. Die probleem was die gebroke verhouding tussen God en mense. En daarom wys God vorentoe na die Messias, na die een wat sou kom om sonde te dra, skuld weg te neem, versoening te bring en God se volk finaal te herstel. En eeue later het dit gebeur. Jesus het gekom. Jesus het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan. En hy doen wat geen koning of profeet of priester ooit kon doen nie. Hy bring mense terug na God toe. Die tweede waarheid in hierdie gedeelte is, God gee nie net beter omstandighede nie. God gee vir ons 'n verlosser. Nou kom ons kyk prakties daarna. Meeste van julle wat môre hier sit, moet skool toe gaan of werk toe gaan. Daar's eksamens en toetse wat vir julle wag, take wat ingedien moet word, sport en drama en 'n klomp goed wat net in jou lewe aangaan. Maar dit voel vir jou of jou lewe op 1% is. Jy weet nie hoe jy dit gaan doen nie. Julle, nou kom hierdie gedeelte van Daniël en dit leer vir ons. Hoe doen ons dit? Wat doen ons as ons op 1% is? En ons pas dit prakties toe op 4 maniere. Die eerste manier is, jy hou vas aan God se woord. Moenie jou woord op gevoelens bou nie. Want gevoelens verander, maar God se woord is konstant. Dit verander nooit. Wees eerlik met God. Jy hoef nie om voor te gee nie. Hy weet reeds. Maar hy vra vir jou nog steeds, bring jou sondes, bring jou vrese, jou twyfel en jou gebrokenheid. Want hy sal dit vir jou dra. Die volgende ding wat jy moet doen is vertrou op Jesus. Jou redding hang nie af hoe perfek jou lewe is nie. Jou redding hang af van hoe volmaak Jesus reeds geleef het en wat hy vir jou in die kruis kom doen het. Maar julle, dit beteken ons is vrygespreek, ons kan dit maak en doen wat ons wil en leef soos wat ons wil nie. Want sien, ons goeie werke red ons nie. Ons goeie werke wys ons dat ons reeds aan Jesus behoort. En wanneer ons verstaan hoeveel genade ons ontvang het, is wanneer ons begin lewe en vrug dra. En daardie vrug word sigbaar deur hoe jy leef, oor hoe jy ander behandel en oor hoe betrokke jy is in die liggaam van Christus, sy kerk. Ons is nie gehoorsaam om gered te word nie. Ons is gehoorsaam omdat ons reeds gered is. En dan die laaste punt van hoe ons hierdie krag kan kry. Jy hou aan stap. As jy in die oggend wakker word en dit voel vir jou regtig of die wêreld op jou skouers lê en of daar net niks is om voor te lewe nie. Kom regop, tel jou voet uit die bed uit. Staan op en sit een voet voor die ander voet. En hou net aan loop, moenie ophou nie. Want onthou Daniël, het dekades gewag. Maar hy het geweet God is besig. En jy verstaan nie vandag dalk hoekom alles in jou lewe gaan soos wat dit gaan nie. Maar God is besig met jou storie. Al voel jy moeg, al voel jy uitgebrand en bang. Onthou Daniël wat ons kom herinner aan God se hesed. Sy liefde wat nie opgee nie. Sy liefde wat selfs die donkerste seisoene in jou lewe aanhou werk. En daardie liefde het uiteindelik sigbaar geword deur Jesus Christus. So daarom gaan terug na jou woord toe. Wees eerlik in gebed en hou vas aan Jesus. Want wanneer jou battery leeg raak, is hy nie net nog 'n charger nie. Hy is die bron van lewe. Ons kom na hom toe om gevul te word, om gecharged te word. En ons ontvang hierdie krag van hom af. Maar julle, ons ontvang nie die krag om vir onsself
te hou nie. Hy vul ons sodat ons ook tot seën vir ander kan wees. Dink vir 'n oomblik soos aan 'n powerbank. 'n Powerbank word gecharge en hy gebruik nie daai krag vir homself nie. Hy gebruik daai krag om dit met alle toestelle te deel sodat hulle weer krag kan ontvang. En dit is presies wat met ons lewens gebeur. God kom en hy gee vir ons liefde en genade en krag sodat ons dit met ander kan deel. En julle, die mooi is, al voel dit vir jou of jou lewe op hierdie stadium op 1% is, wil ek jou uitdaag. Hier waar jy sit, môre waar jy by die werk of by die skool is, raak 'n oomblik stil en kyk wat om jou aangaan. Let op na die mense rondom jou. En ek beloof vir jou, jy gaan baie vinnig agterkom, baie mense om jou, wat nog minder as 1% het, wat dalk op 'n 0.5 of 'n 0% is. En dan kan jy daai 1% wat jy nog in jou het, met hulle deel. En die mooi van dit is, jy gaan baie vinnig agterkom dat daai 1% van jou wat jy gedeel het, jy sommer 'n ekstra 10% gee. Jesus is nie net die charger nie. Jesus is die bron wat vir ons krag gee. En uit daai bron vloei lewe vir die wêreld. Gaan deel jou krag, al is dit min, maar gebruik dit wat hy vir jou gee. Amen. Ons almagtige Vader, Here, baie dankie vir die mooi gedeelte, die mooi voorbeeld wat Daniël vir ons kom stel. En Here, dit is tog net so maklik om alles op die wêreld en op die mense om ons te blameer. Maar as ons dalk net vir 'n oomblik self sal opstaan en sê, Here, dis ek. Jy gebruik my en verander my. Geef vir my die krag, herlaai my 1%, sodat ek vir ander 'n verskil in die wêreld kan maak en dat hulle werklik u liefde en u krag deur my lewe kan voel. Want dit gaan nie oor my, dit gaan oor u. En alles wat u vir ons kom doen het. Ons loof en ons prys die groot en almagtige naam. Amen. Vanaand hier staan. Jy weet werklik dat God se liefde jou volg, want hy's agter jou aan elke dag, elke oomblik. Liefde uit dankbaar. Daarom seën ek jou in naam van Here ons God, en gaan in vrede. Wees 'n lig wat helder skyn.